Goeiemôre, ons kyk vandag na die tweede deel van hierdie week se tema, verheerlik of verdwaal, 'n keuse vir die ewigheid. Ons het gister gesien dat ons nie alle dinge kan beheer nie, maar dat ons wel ons optrede kan beheer, en ons het gesien dat deel van die vrug van die Heilige Gees is selfbeheersing, en ons het gesien ook dat die Satan probeer ons selfbeheersing steel, en hy probeer ons redes gee, hoekom ons nie selfbeheersing hoef toe te pas nie. Maar ons sien ook dat die Here vir ons waarsku in Johannes 10 vers 10, dat die Satan gekom het om te steel, en om te slag, en om te verwoes, en dat deur ons selfbeheersing te steel, is dit juis wat hy doen. Hy probeer ons verwoes, sodat ons nie die wêreld kan oorwin nie. Die wêreld wat onder die mag van Satan is, probeer ons oortuig dat ons elkeen ons eie waarheid kan hê. Wat vir my waar is nie vir jou waar nie, en wat vir jou waar is nie vir my waar nie. Maar in werklikheid, keer op keer, bevestig die woord van die Here. Die waarheid is konstant. Daar is nie een waarheid vir jou en een waarheid vir my nie. Hy het die wêreld in die waarheid geskape. Hy het alles volgens 'n spesifieke doel geskape. Ons keuse vandag, of elke dag, is ons keuse om te kies of ons ons eie waarheid, of iemand anders se waarheid, of die waarheid van God gaan soek en bevestig in ons lewe. Ons Skepper wil hê dat ons die waarheid sal soek en dit sal aanvaar en aanhang en ons eie lewens daarvolgens sal inrig. Hy skep vir ons selfbeheersing, juis sodat ons deur sy Heilige Gees gelei kan word, sodat ons die wêreld kan oorwin en in die waarheid inbeweeg. Die wêreld wil hê dat ons maar net enigiets aanvaar as die waarheid. Juis wat die duiwel in ons wil teweegbring is alles wat teenstrydig is met God se geregtigheid. Alles wat teengaan teen die doel waarmee God dit geskaap het. Die duiwel en die wêreld wat onder sy beheer is, steel ons selfbeheersing en die aanvaarding van die waarheid. So hy probeer ons altyd kry om iets anders te laat aanvaar wat nie die waarheid van God is nie. Johannes 14, kyk na 'n paar verse daarso. Julle kan die hele gedeelte gaan lees van Johannes 14 vers 1 tot 14. Hy sê daar, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Ons sien dit is Jesus wat hier praat, né? Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En dan gaan hy aan om te verduidelik hoe hy gaan om plek voor te berei, en dan gaan hy aan in vers 4, sê hy, en waar ek gaan, weet julle, en die weg ken julle. Wat hy hier bedoel is nie dat almal die kennis het daarvan nie, maar dat hy vir ons die kennis gegee het. Hy het dit tot ons beskikking gestel, laat ons kan weet waarheen hy gaan, en sodat ons kan weet wat die weg is na ons Skepper toe. Maar ons sien in die woorde van Thomas, een van Jesus se disippels, sien ons dat alhoewel die Here vir hulle die waarheid gegee het hulle almal dit nie verstaan nie, en so is daar nog steeds vandag baie mense wat dit nie verstaan nie. In vers 5 sê Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan gaan hy verder aan en dan sê Filippus vir hom, Here, toon vir ons die Vader, en dan sê Jesus vir hom daar in vers 9, die tweede gedeelte sê hy vir hom, hy wat my gesien het die Vader gesien. En dan gaan hy ook aan in vers 11, dat hy glo in my, dat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo my ter wille van die werke self. So ons sien dat die wonderwerke wat die Here gedoen het, nie net werke was om die mense te bevry nie, maar hy het juist gedoen as 'n teken om te wys dat daar so niks vir hom onmoontlik is nie. En ons weet dat alleenlik vir God is niks onmoontlik nie. Vir ons as mens is baie dinge beperk, vir ons as mens is baie dinge onmoontlik, maar vir ons Skepper is niks onmoontlik nie. En net die feit dat hy al daai werke gedoen het, is 'n bewys dat dit God is wat in Jesus homself aan ons tentoongestel het. So ons Skepper gee vir ons die weg en ons moet kies of ons die weg wat ons Skepper daar gestel het gaan volg en of ons 'n ander weg gaan volg. So dit is ons gebed vandag. Here, dankie dat U vir ons die weg wys, openbaar aan ons dit wat U volmaakte wil is vir ons elkeen se lewe. Openbaar aan ons wat werklik waar in U woord staan en maak dit oop sodat ons kan verstaan, sodat die duiwel nie van ons sal steel nie, en help ons om daai selfbeheersing deel te maak van ons lewe sodat ons die wêreld kan oorwin. Amen.